Nafa se broer het nog nie gekom nie. Die troustoet is op die punt om te kom. Papa en oom het saam met Hildar gegaan om die geld te reël. Hulle sal binnekort hier wees. Daardie man is nie so goed nie. Hy leen nie geld aan enige iemand nie. As hy so goed was, wat was die behoefte om 'n lening te neem? En sy rekenmeester, Hildar. Hy hou al die vroue dop. Vir sy kontrakteur. Tannie, bid net dat die geld gereël word. Ek bid dat alles goed sal wees en al ons probleme opgelos word. Goed, ek sal gaan kyk. Miskien is hulle hier. Ja, goed. Pas op, ja. Ek het die diens my hele lewe lank gedoen. Dag en nag, ek het dit gedoen. Ek het gedoen wat jy my ook al beveel het. Ek het U altyd gehoorsaam, meneer. Dis my dogter se troue. En meneer, ek het regtig jou hulp op hierdie oomblik nodig. En meneer, as U my nie help nie, dan sal haar troustoet terugkeer en ek wil dit nie hê nie. My eer is nou in jou hande. Meneer, as ek hom nie hierheen gebring het nie, dan sou hy by die huis gesterf het en bedel het, eindeloos smeek. Hy het my mal gemaak. Hy wil 2 lakke roepies hê. Sy dogter se troustoet is vandag hier, en jy het my dit nooit gesê nie. Dat sy dogter is jonk. Meneer, hy het die voorstel van sy dogter vinnig reggestel. Anders het ek besluit dat ek jou sou vertel. Wees genadig met 'n arme man soos ek, meneer. Meneer, U sien, ek het net 1 dogter en sy trou vandag. Ja, so wat was die haas? Hoekom is jy so gou met haar trou? Toe jy die geld gehad het, dan kon jy met haar getrou het. My dogter het nou groot geword. Alhoewel sy my dogter is, maar sy is soos 'n rooi roos. Sy is baie mooi, maar sy is 'n dwaas. Ek het haar meer opgevoed as wat ek kon bekostig. Sy is my enigste dogter. Haar ma het haar geleer. Alles, so stikwerk, sny, bordierwerk, kook. Ons het haar alles geleer. God vergeef my meneer, ek sê vir jou, sy is regtig koppig. As jy my vroeër vertel het, ek sou die troustoet na jou huis gestuur het. Goed meisies, hou op sing en dans. Die troustoet is voor die deur, gaan kyk. Die troustoet is hier. Ja, as pa nie geld bring nie. Ek weet, dan sal God alles regmaak. Moenie bekommerd wees nie.
Meneer, jy is 'n ryk familie. Arme mense soos ons. Ons sal van jou geld leef. Ek bedoel, wat is 'n pasmaat van joune en myne? Genade, dis nie 'n wedstryd nie, jou dwaas, dis 'n siekte, weet jy nie daarvan nie. Die een wat verlief raak op skoonheid, verstaan jy my? Verstaan jy? Luister na my. Wanneer die man opkom in hierdie dorp, die hele wêreld sien sy lig. Weet jy dit? Maar kyk na wat jy gedoen het. Jy het jou skoonheid in jou huis weggesteek. Nie almal kan die maan vind nie. As 'n arm persoon soos ek 'n dogter het wat klein is, bietjie skoonheid ook, dan beskou mense haar as 'n gemeenskaplike rykdom vir almal. Meneer, jy weet, ek het regtig nie die krag om vir my dogter te sorg nie. So ek het gedink ek sou haar plig nakom en van hierdie verantwoordelikheid bevry word. Meneer, vandag my eer is in u hande. Wees my asseblief genadig. Goed. Sê vir my dit. Wat moet jy met 'n verband verpand? Meneer, ek het niks anders as hierdie lewe nie. Niks anders nie. Jy doen hierdie guns aan my lewe, dit sal jou grootsheid wees. Ek sal hierdie lewe maak vir die res van my lewe. 'n Slaaf in jou voete, maar wees asseblief genadig oor my en help my. Jy het geen lewe meer oor nie. So wat gaan jy met 'n verband verpand? Geagte heer, ek het 'n klein huisie gehad. Minsie Saib het daardie dokumente. Rekenmeester het daardie dokumente. Hy het die geld uit die huis geneem en het dit vir homself gehou. Sy vrou was siek. Sy het kanker gehad. Maar sy het nie oorleef nie, selfs daarna. Wees my genadig, meneer. Ek wil hê my dogter moet trou en 'n huis hê. Dan vir die res van my lewe. Ek sal jou slaaf word. Kyk, as jy nie in staat wees om die lening terug te betaal nie, dan u eerbied sal myne wees. Verstaan jy? Ja. Ja, meneer. Soos jy wil. Rekenmeester. God seën jou. Mag God jou seën in beide wêrelde. Eintlik. Daardie broer Navas moet op pad wees. Jy. Hier is 'n lys, neem dit. Ek het hierdie lys vir bruidskat voorberei. Alles is daarin geskryf. Goed. Goed. Maar jy moes my 2 lakkeriepies gee. Broer Navas het dit gaan reël. Dit raak soms laat, suster. Jy moenie bekommerd wees nie. O wag, hy sal eintlik onmiddellik kom. Jy sal dit kry. Maar Haya se pa het my dit beloof. Hy sal my 2 lakkeriepies as trougeskenk gee vir my sodra ons aankom. Waarom is die reëling dan nog nie getref nie? Ja, hy het dit gegaan om te bring. Jy sal dit kry. Jy moenie bekommerd wees nie. Hy kom nou dadelik. Jy, ek sal sien. Ja, goed. Hy het so baie gepraat. En wanneer hy my 2 lakkeriepies moet gee, hy het sy gesig verberg. Ek het meer aan hierdie troue bestee as dit.
Moet ons die troue begin? Malfi Sahib, hoe kan ons die troue so begin? Totdat ons nie 2 lekker rupies as trougeld kry nie. Ons kan nie die troue begin nie. Tannie, laat hulle verstaan, pa sal oor 'n rukkie kom. Kyk suster, Nawazidin het gegaan om die geld te reël. Hy sal binnekort hier wees. Genoeg, laat dit wees, wanneer hy sal kom en die troue sal plaasvind. Ek wil nie trou nie. Hy moes sy gesig iewers versteek het. Mamma, ek het jou alreeds gesê, moenie jou broer onder hierdie arme mense laat trou nie. Jy was lief daarvoor om opgevoede dogters te kry, in die wet getroud. Wat sê jy suster, wees stil, sal jy my trou? Jy is baie lief daarvoor om te trou. Moenie durf nie, as jy 'n vinger beweeg sonder my toestemming. Jou suster is reg. Hulle het nie geld as 'n trougeskenk nie. Wat sal ek doen deur sy grade huis toe te neem? Om verhoudings met arme mense te bou is soos word in hierdie era mishandel, en dit ook met 'n kind. Wie se inkomste uit Dubai kom? My kind is opgevoed en ek trou met hom, wat nie eers 'n enkele sent het nie. Moenie dit sê nie. Suster, ons het jou alles vir bruidskat gegee. Ons het niks vermis gelaat nie. En ons het jou ook die lys gegee. As jy 'n buurman is, wees dan 'n buurman. Daar is nie nodig om soveel te sê nie. Waarom kry jy seer? Is sy jou dogter? Ek wil nie trou nie. Staan op, kom ons gaan huis toe. Maar mamma, Maar, niks sê nie. Ek het gesê wat ek gesê het. Ons sal nie hierdie huwelik doen nie. Wie sal met hierdie arme mense trou? Dink net daaraan. Hy het 2 lakke beloof en stil op tyd gaan sit. Sy pa. My kind is opgevoed. Hy is 'n tussenpas. Hy sal met enige meisie trou. Hy het geen probleem daarmee nie. Ons wil nie hier trou nie. Oom, daardie fietsman. Ek het probeer om die fietsryer te red. Ek het probeer om hom te red. Staan op. Ek het probeer om die fietsryer te red. Is jy seer gemaak? Is jy okay? Hé, ek sal jou hospitaal toe neem. Kom, laat ons gaan. Kom nou. Kom nou. Kom nou. Daardie fietsman, dis sy skuld. Ek sal, jy kom hier. Waarom gaan die deur nie oop nie? Ek sal die slot oopmaak en kom. 1 minuut, wag hier, moenie beweeg nie. Hy is motorfietsbestuur. 1 minuut, kyk na die bokant van die paneelbord. Jy sit. Ek sal jou nou dadelik hospitaal toe neem. Sit. Is jy seer gemaak? Los dit, daar is ook bloed. Ek het probeer om die fietsryer te red. Laat ons gaan. Luister na my suster. Wat bly nou oor om na te luister? Suster, die meisie se lewe sal verwoes word. Ek smeek jou. Wees 'n rukkie geduldig. Nawazidin moet op pad wees. Ja, suster. Wag 'n bietjie. Wag asseblief. Hy sal oor 'n rukkie hier wees. Dis dit. Dit is genoeg. As hy respekvol was, hy sou na sy respek omgesien het. Hy kon nie reëlings tref vir 2 lekker rupies nie. Wat moes hy nog doen? Dit was amper nag, maar hy kon dit nie reël nie. Sy het nou geen respek nie. Sy en haar pa is nie respekvol nie. Dis dit. Jy het genoeg gesê. Hy was die een met wie pa my gelei het. Wie se ma jy is? Moeder, ek bedoel. Wat ek? Vat hom na die bokmark en veil hom op. Jy het gekom om jou seun te verkoop, nee. Neem jou prins en vat jou vals juweliersware. Ek wil dit nie hê nie, neem dit. Gaan ergens anders heen en skep 'n toneel, bind hom iewers anders vas.
Jy sê dit asof jou pa dit gedoen het. Het vir ons goue bakstene gegee, of hy het jou 'n herrehuis gegee. My pa het my alles gegee. Die klere wat jy dra, my pa het hulle ook vir my gegee. Sou ek hulle gekry het. Jy het vir die geld gevra, jy het vir bruidskat gevra. Jy is die bedelaar, nie ons nie. Wees versigtig seun, wees versigtig. Ja, ek is okay. Kyk, ek is heeltemal okay. Jy is nie dronk nie. Nee, ek is nie dronk nie. Eintlik. Dit was Nuwejaarsaand. Daarom ek het 'n paar vriende ontmoet. Net 'n paar, nie meer as dit nie. Wees versigtig seun, wees versigtig. Waarom drink jy hierdie gif, seun? Pif. Om te sterf, moet jy 'n bietjie drink. En om aan die lewe te bly, moet jy baie drink. Soms is dit belangrik. Dit is nodig. Nee, my kind, nee. Dit is nie 'n goeie ding nie. Wees versigtig, seun. Wees versigtig. My seun, wees versigtig. Ek sien. Seun, dis vandag my dogter se troue. As jy my vinnig huis toe neem, dan sal dit 'n guns vir my wees. Nee, ons is amper daar. As ek laat aankom, dan. Die gaste sal teruggaan. So ek het die geld vir die geskenk. Jy kry nie seer nie.